ja, U is verhewe, U is verhewe omhoog. Skepping vereer U, die salige is die loof U, want U is verhewe omhoog. U is verhewe, ja, U is verhewe, U is verhewe omhoog. Skepping vereer U, salig is die loof U, want U is verhewe omhoog. Ja, U is verhewe, ja, U is verhewe, ja, U is verhewe omhoog. Skepping vereer U, salig is die loof U, want U is verhewe omhoog. Halleluja, U is verhewe, U is verhewe, ja, U is verhewe omhoog. Die skepping vereer U, die salige is die loof U, want U is verhewe omhoog. Prys die Here, ja, U is verhewe, U is verhewe, ja, U is verhewe omhoog. Die skepping vereer U, die salige is die loof U, want U is verhewe omhoog. Halleluja, U is is verhewe, ja, U is verhewe omhoog. Die skepping vereer U, die salige is die loof U, want U is verhewe omhoog. Halleluja, U is verhewe, ja, U is verhewe omhoog. Die skepping vereer U, die salige is die loof U, want U is verhewe omhoog. Prys die Here, ja, U is verhewe, U is verhewe, ja, U is verhewe omhoog. Ja, die skepping vereer U, die salige is die loof U, want U is verhewe omhoog. Halleluja, U is verhewe, U is verhewe, ja, U is verhewe omhoog. O, die skepping vereer, die salige is die loof U, want U is verhewe omhoog. Halleluja. Ja, Here, U is verhewe en ons prys U daarvoor. Dankie in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons in hierdie dag na U toe kan kom in die mooi naam van U seun, ons Here Jesus Christus. Dankie, Here Jesus, dat U die deur is tot die Vader en niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. Dis U woord en dit is waar en dit sal so bly tot in alle ewigheid. En ons dankie vir 'n voorreg dat ons hierdie wonderlike plek kan betree in die Gees tot voor die Vader deur U. Halleluja. En Here, daar vind ons vrede, daar vind ons rus, daar vind ons blydskap, vreugde. Ja, dankie Here, daar vind ons heil en heerlikheid. Dankie dat ons weet dat U is vir ons 'n God van naby. U het vir ons plek berei in die Vader, in die huis van die Vader. En ons dankie dat ons dit nou alreeds kan beleef en kan smaak die groot goedheid van ons God. Halleluja. Halleluja, aan die Here al die lof en die eer. Dankie dat ons dan in hierdie dag weer eens 'n voorreg het om na die woord van die Here te luister, om dit, Here, in ons harte te ontvang met sagmoedigheid, die ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red van elke leuen en valsheid wat in hierdie dae wel verkondig word. Baie, baie dankie. Die woord maak vry. Ons moet die waarheid net leer ken en die waarheid sal ons vry maak. Baie, baie dankie dat ons daarin kan lewe, dat ons daarin kan wandel en Here, laat ons ook daarin kan handel, sodat alles wat ons doen tot eer van U naam sal wees. Ja, Here, tot eer van U groot en heilige, onfeilbare woord. Laat ons in die woord wandel, sodat U verheerlik kan word. Baie, baie dankie dat ons in hierdie dag weer, wanneer ons luister na die woord, 'n oor kan hê om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Baie, baie dankie
omdat ons 'n oor kan hê wat kan hoor wat die Here Jesus deur die Heilige Gees vir ons sê, waarin die Heilige Gees ons leer en lei, sodat ons kan kom tot volkomendheid en volmaaktheid in u woord, deur u woord, met u woord. Ja, Here Jesus, ons eer u dat u die ewige woord van God is. Dankie dat ons weet dat in hierdie oomblikke dat u elke oor bestryk met u bloed, sodat net die waarheid en alleen die waarheid in elke binneste sal ingaan. Here Jesus, deur u bloed, halleluja, sodat ons, soos die woord sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees, sodat elkeen waarlik vry kan wees, omdat Jesus elkeen vry maak, om die waarheid te glo in sy volheid en volmaaktheid. Baie dankie dat u nou seën tot verheerliking van die naam en ons prys u daarvoor. Amen en amen. En ons dank die Here dat ons in hierdie dag so saam kan wees, en ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons eer die Here dat ons weet dat hierdie evangelie, die evangelie van vrede, die behoud is van die mensdom, en veral vir hulle wat kinders van God geword het. En ons dank die Here daarvoor, en ons is dankbaar teenoor die Here dat ons 'n voorreg het om hierdie boodskappe uit die woord uit oor te dra op Joy Gospel Radio. En ons sê vir die Here baie dankie vir Pastor Berry en sy vrou Christel wat gehoorsaam was aan die Here en hierdie stasie begin het, sodat die woord versprei kan word oor land en see, en laat die Here ook daardeur verheerlik kan word. En ons weet die Here sal hulle seën en voorsien in al hulle behoeftes, sodat hierdie stasie sal uitbrei tot eer van die koninkryk en ter wille van die koninkryk van God. Baie dankie dat die Here dan so 'n platform vir ons gegee het. Halleluja. Prys die Here. Ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. En wat ek baie sê, alles werk deur die bloed heel eerste. En as gevolg van die bloed kan ons die Heilige Gees deelagtig word. Halleluja. En as gevolg van dit is die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag, en daarom is ek 'n Pinksterkind. Pinkster is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is Pinkster, en jy kan die Heilige Gees nie uit die Pinkster uithaal nie, want dan het jy nie meer Pinkster nie. Amen. En jy kan nie Pinkster wil wegvat nie, want dan het jy niks van die Heilige Gees ook nie. Pinkster het gekom en is deur God die Vader bekragtig dat Pinkster die dag sal wees waarop die Heilige Gees uitgestort is, en niemand sal dit ooit kan verander nie. So as jy wil praat van die Heilige Gees, dan praat jy van Pinkster. As jy praat van Pinkster, dan praat jy van die Heilige Gees. Nie Pinksterkerke nie, asseblief. Pinksterkerke huisves nie meer die Heilige Gees, baie van hulle in hulle midde nie. So Pinkster het niks met 'n mens te doen nie, of met 'n kerk te doen nie, of 'n organisasie te doen. Pinkster is 'n belewenis wat ek in my binneste ontvang het, en wat jy ook moet ontvang. Halleluja. Daar is nie 'n ander Pinkster nie. Dis wonend binne in ons, elkeen van ons. En ek dank die Here dat ons is die afgelope tyd nog steeds besig met die wapen en die rusting, en ek wil in hierdie dag net vir u hierdie gedeelte uit die woord van die Here lees, waar die woord van die Here praat van, ek gaan dit sommer net gou-gou vir u noem, en dit is dat die woord van die Here sê in Efesiërs 6 vers 14, hy staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en hy sê, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En net hierdie 3 dinge, waarheid, borswapen en die skild. Geloof, geregtigheid, waarheid. Halleluja. En ek gaan dit nou vandag vir u so sê, soos wat die Here dit vir my gegee het. En dit is dat
Geestelike oorlogvoering is 'n uitdaging tot 'n geveg teen die vyand. Ek wil net vandag vir u sê, as jy die vyand uitdaag, gaan jy verloor. Want dit is nie waarvoor die Here 'n wapenrusting gegee het nie. En dis waarom dit so gevaarlik is om hierdie leerstelling van geestelike oorlogvoering te versprei. Want die mens weet nie, mense, veral die kinders van die Here, hulle weet nie waarmee hulle te doen gaan kry nie. En dit kan vir hulle groot gevaar wees. Nou sê die woord van die Here vir my in Hebreërs hierdie mooi woorde. Ek wil heel eers begin by geloof, want dit is baie belangrik om hierdie gedeelte te weet. Hy sê in Hebreërs 11, ons ken dit almal, hy sê die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Halleluja. Hy sê, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God berei is, sodat dinge wat gesien word nie ontstaan het, onsienlike dinge nie. Baie interessant. Alles wat ons sien, het nie ontstaan uit sienlike dinge nie. Dan sê hy, en deur geloof het Abel beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang dat hy geregverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Hy sê deur die geloof is Noag weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hy is 'n beloner van die wat hom soek, maar geloof is 'n vaste vertroue. En ek dink ons moet hierdie baie mooi verstaan. En dit is dat selfs Paulus kom en hy sê hierso in 2 Korintiërs 5, kom ons gaan net gou so toe blaai, 2 Korintiërs 5, 21ste versie, net gou daar kom, 2 Korintiërs 5 vers 21, totdat sê die woord van die Here hierso. Hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou, daar is 'n skrif wat sê, Christus is ons geregtigheid. Maar God het sy seun sonde gemaak, hy wat geen sonde geken het nie, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit meen, ek en u moet geregtigheid word. Halleluja. As ek na myself kyk, ek kan nie sê ek is geregtigheid nie. O nee, ek word geregtigheid in Christus. Word ek geregtigheid, omdat hy my geregtigheid is. So dit bly nog altyd, ons word geregtigheid, maar Christus is my geregtigheid. Halleluja. So waar vind ek myself? Ek vind my in Christus, wat my geregtigheid is, en daarom word ek geregtigheid van God in hom. Dis wat die regverdige God in sy raadsbesluite besluit het. Ons moet geregtigheid word in Christus, wat ons geregtigheid is. So as ons praat van my geregtigheid, ek het dit nie. As ek praat van Christus se geregtigheid, ons het dit. En daarom is ons die geregtigheid van God in Christus Jesus. Geen mens kan sê hy is geregtigheid nie.
Daar's net een wat geregtigheid is. En sy naam is Jesus. Maar ek word geregtigheid van God in hom, omdat hy my geregtigheid is. En hier is 'n baie wonderlike ding. In die woord van die Here sê dit ook in Matteus 5 vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Halleluja. Dit meen as ek geregtigheid van God geword het in Christus, omdat Christus my geregtigheid is, word ek vervolg ter wille van die geregtigheid. En wie is die geregtigheid? Jesus. Ek wil dit, want dit is een ding wat baie min mense sien. En dit is dat ek word nie vervolg omdat ek die Here dien nie. Ek word vervolg ter wille van hom wat geregtigheid in my is. Ek word vervolg ter wille van geregtigheid. En die geregtigheid is die seën van God. Halleluja. Dit meen ek word vervolg, ek word gemartel, ek word gedood, ek word seergemaak ensovoorts en valslik beskuldig. Ter wille van wat? Ter wille van geregtigheid. As jy vandag vir geregtigheid staan, dan word jy almal se vyand. Want dit gaan nie oor my geregtigheid nie. Dit gaan oor die geregtigheid in wie ek is, sodat ek geregtigheid van God kan word. En dis wat die vyand daar, geregtigheid. Geregtigheid is die beginsel van die hele saligheid. Halleluja. As die Here vir Kain doodgemaak het, nadat Kain Abel doodgemaak het, sou dit regverdig gewees het. Ja. Maar hier is 'n interessante ding. Die geregtigheid, halleluja, bring altyd lewe. God het reg gehad om Kain dood te maak. Maar hy het nie. Waarom? Kain is geregverdig. Ons het dit gelees. As gevolg van sy offer. En die Here het dit genadiglik aangesien. En omdat die Here dit genadiglik aangesien het, toe Kain vir Abel doodmaak, toe staan die Here by Kain en die Here laat regverdigheid, geregtigheid en reg plaasvind in 'n oomblikse tyd. En die Here spaar Kain se lewe. Dis geregtigheid. Maar hoe kon dit gebeur? Omdat daar nog geen wet en gebod was nie. Halleluja. Die mens het gesondig. Kain het vir Abel doodgeslaan, en hy het gesondig. Maar die mens het nog nie die kennis van sonde gehad nie. En dis die groot probleem. Eva het wel die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan geëet, maar die werklike kennis van goed en kwaad het die mens nog nie gehad nie. So God was regverdig teenoor Kain, al het hy sy broer doodgeslaan. En die Here spaar sy lewe. En dit moet ons aandink. Die geregtigheid van God. Ek dink nie ons sal dit ooit verstaan nie. Nooit. En hier is 'n belangrike ding. En dit is dat die woord van die Here sê vir ons dan in hy sê in Levitikus 19 vers 15 en hier is baie, ek wil dit lees. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Toe die Here by Kain staan, is dit die geregtigheid wat voor hom staan. En God het in geregtigheid Kain geoordeel. Sonder om hom dood te maak. Halleluja.
En dit is wat so wonderlik is. Daarom sê die woord van die Here ook in 2 Samuel 8 vers 15, Dawid het aan sy hele volk reg en geregtigheid gedoen. Aan sy hele volk. Dawid het, ek meen, toe hierdie persoon langs Dawid loop en hy vloek vir Dawid, en die soldate sê vir Dawid, maak hom dood. Toe sê nee, as God wil hê dat hy moet my vloek, laat hy my vloek. Dawid het in geregtigheid opgetree. Maak nie saak as hy my vloek. Halleluja. Dawid het die geregtigheid van God geken en hy het die hele volk in geregtigheid gedien. En hy het geregtigheid gehandhaaf in die hele volk en dit het goed gegaan in die 40 jaar wat Dawid as koning regeer het. Waarom? Omdat Dawid gereg en geregtigheid toegepas het op die hele volk. Dit wil vir my net een ding sê. Reg en geregtigheid bring lewe, en nie net lewe nie, maar lewe in oorvloed. Daarom sê die woord van die Here vir my iets baie mooi. Geregtigheid kan alleen van binne af kom, want die borswapen van geregtigheid, halleluja, beskerm my hart. Daarom sê hy spreek hierdie woorde, ek wil dit net lees. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van die mond en ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oor reguit kyk en jou ooglede reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voete gelyk en laat jou weë vas wees. Wyk nie regs of links nie. Hou jou voete ver van boosheid. Halleluja. En die borswapen van geregtigheid is die enigste deel in die wapenuitrusting wat my hart kan bewaar. Vir wat? Vir hierdie dinge, boosheid, valsheid, ek meen ongeregtigheid ensovoorts. Die borswapen van geregtigheid. En wat interessant is, die skild van die geloof word voorgehou wanneer die duiwel met vuurige pyle op jou afskiet. Dan keer die geloof die pyle om jou in die bors te tref. Waar? In hierdie borswapen van geregtigheid. Want hy weet, as hy sy pyle kan skiet en dit tref die borswapen van geregtigheid, dan gaan dit ook jou hart beïnvloed. En daarom sê hy, staan vas. Staan vas, sodat ons staande kan bly. Met wat? Met die wapenrusting. Die wapenrusting is daar vir my om vas te staan. Ek het die skild van die geloof, wat die vuurige pyle afweer en uitblus, sodat die pyle nie in die bors kan ingaan nie, deur die geregte borswapen van geregtigheid nie, maar die oomblik wanneer ek vals raak, lieg ensovoorts, dan kan die pyle deurdring tot binne in my hart. En dis waarom die woord sê, bewaar jou hart. En die Here gee vir ons 'n deel van die wapenuitrusting wat ons hart bewaar. En die skild van die geloof. Halleluja. En dit is vir my so wonderbaarlik, dat die Here het hierdie wapenrusting gegee, sodat daar twee dinge in ons lewe bewaar kan bly. Dit is ons hart en reg en geregtigheid wat ons ontvang in Christus Jesus. Ons is God se geregtigheid, omdat Christus ons geregtigheid is. Halleluja. En kom, laat ons kyk wat gebeur. Geregtigheid is die beginsel van die hele hemele en aarde. God, ek wil amper sê, God die Vader se karakter is geregtigheid en reg. En die woord sê dat sy seun het hierdie reg en geregtigheid lief gehad. So as jy en ek ons hart wil bewaar,
moet ons ten volle weet wat die borswapen van die geregtigheid vir ons inhou. Halleluja, want dan sal ons kan staande bly en die swaard en die skild van die geloof sal al hierdie vuurige pyle uitblus wat ons op ons afgeskiet word, sodat dit nie kan deurdring na die borswapen van geregtigheid en ook nie die hart sal aanraak nie. Halleluja, dis die beginsel. Kom, laat ons daarby bly. Jy kan nie daarmee veg nie, jy moet staande bly. En as jy geregtigheid doen, sal die Here jou staande hou. Prys die Here. Vader, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Dankie dat ons in hierdie dag kan belewe dat U wat lewe ons geregtigheid is. En dat ons die geregtigheid van God is. Halleluja. Eer U dat U woord so duidelik met ons spreek. En Here, laat ons in alles wat ons doen, geregtigheid sal handhaaf in ons hele lewe. Dis U karakter. En ons dank U daarvoor. Druk U beeldnis nou ook op my en op elke ene. In U wonderlike naam. Halleluja. En seën elkeen nou in Jesus naam. Amen en amen.